2025 is 'n jaar waarin wortels verdiep en nuwe horisonne ontsluit is. Dit is 'n jaar waarin geloof, volharding en trots tasbaar gestalte gekry het in elke projek, elke besoek, elke handdruk en elke glimlag op die kultuurtuiste terrein. Hier het mense gekom om te onthou, om te leer en om saam te bou aan iets wat groter is as onsself. Elke prestasie van hierdie jaar getuig van mense wat glo in die waarde en inspirasie van ons geskiedenis en die belofte van ons toekoms. Hierdie is nie bloot 'n opsomming van suksesse nie, maar 'n huldeblyk aan elkeen wat saam droom, werk en glo dat erfenis leef en 'n toekoms vir ons geskiedenis en 'n nalatenskap vir ons kinders skep. Teen die einde van Oktober het altesaam 56.284 mense die monument besoek, waarvan 39.664 buitelandse gaste en 16.620 plaaslike besoekers was. Die getal toeroperateurs het met 7% in 2025 toegeneem en die totale toerisme-inkomste toon 'n groei van 13%. Lande se ambassades of afvaardigings wat ons vanjaar besoek het, sluit in België of Vlaandere, China, Frankryk, Indonesië, die Italiaanse Kultuurinstituut, Nederland, Oostenryk, Portugal, Rusland en Spanje. Die monument het weer 'n 4-ster gradering van die Tourism Grading Council ontvang, was 'n finalis in die Tshwane Tourism Awards en verower 2 Best of Pretoria toekennings as beste museum en beste geleentheidsvenue. Die toerismeroete wat van ontvangs tot by die Blinkvosperd Lapa strek is verbeter met werk aan die plaaswerf en omliggende tuine. 28 nuwe inligtings- en bemarkingsborde is ontwerp en opgerig. Die Leni Retief vrugteboord is aangelê met 60 vrugtebome as ook 'n bord waarop donateurs se name van hul kinders en kleinkinders kan verewig. Bloedrivier is ook bekroon met 'n Booking.com en TripAdvisor toekenning. Kanonskote bly gewild, van skoolgroepe tot spesiale geleenthede. Meer as 40 kanonskote is reeds vanjaar op die terrein afgevuur. 'n Splinternuwe besoekerstelsel is ontwikkel en in Augustus geïmplementeer. Meer as 30.000 mense het die gewilde internasionale Goo Goo Dolls konsert bygewoon. 'n Erfenis is groot konsert met die sanger Roan de Tooy is in samewerking met die rapportryers ten bate van Bloedrivier in die Heldesaal aangebied. Gewilde feeste soos die PPM se militêre fees en Mampoerfees is suksesvol aangebied. Die verkope van fotopakkette het met 400% toegeneem. Die Kultuurfabriek het reeds 389 kultuurprodukte ontwikkel. Die Kultuurfabriek voorsien voorraad aan die kultuurtuiste se 5 winkels, naamlik Skool op Wiele restaurant, Uitspan Deli, Bloedrivier erfenisterrein, Udolfo Rivierplaas, die Kultuurkafee aanlyn winkel, as ook spesiale versoeke vir verkope tydens feeste. Van 1 Augustus 2025 tot 1 Oktober 2025 is 2666 produkte gelewer vir verkope. Die internasionaal bekende Candlelight konserte is vir die eerste keer in Afrika aangebied, onder andere by die Voortrekker Monument. Vanjaar het die Solidariteit Beweging se jaarlikse Welstandsdag by die monument plaasgevind en die Centurion Gemeenskapsfees is vir die eerste keer aangebied. Op 16 Junie is Konsentrasiekamp Herdenkingsdag gedenk met 'n fokus op kinders. Reuse letters wat die woord Afrikaans spel het in Mei deur die land getoer en is ook aan die voet van die monument uitgestal as deel van die 100-jarige vieringe van Afrikaans as amptelike taal. Die 150ste herdenking van die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners, oftewel die GRA, is met 'n weeklange FAK-program deur die kultuurtuiste gevier. Die hoogtepunt was 'n reuse gemeenskapsbazaar met gaskunstenaar Jan Blom, wat deur bykans 4000 mense bygewoon is. Ander hoogtepunte van die week was die oorhandiging van 7 FAK prestige toekennings, boekbekendstellings, 'n wynbekendstelling, musiekvertonings en 'n taalimposium. Die 200ste herdenking van Paul Kreer se geboorte is op Erfenisdag met 'n enorme fees gevier, met gaskunstenaar Steve Hofmeyer, wat deur nagenoeg 7000 mense bygewoon is. 'n Replika van die Kreer standbeeld op Kerkplein in Pretoria, wat in opdrag van die FAK in 3D geskandeer en in brons gegiet is, het op 24 September vanaf die monument vertrek en is op 10 Oktober op Oranje se nuwe stadsplein onthul. Die leefstyl aanbod raak al hoe gewilder met tientalle stappers, draffers, fiets- en perdruiters wat die terrein weekliks besoek.
Pretoria Throwdown CrossFit is vanjaar vir die eerste keer by die monument aangebied met 2500 deelnemers. Die Kultuurtuiste se leefstylaanbod is met behulp van die Arinel apteekgroep uitgebrei met 'n moderne buitelug gimnasium. Die gewilde parkrun lok elke Saterdag bykans 1000 mense na die monumentterrein, oftewel bykans 50.000 vir die jaar. Meer as 7000 leerlinge het die Kultuurtuiste besoek en alles van broodbak tot kleiosse maak, boeresport, interaksie met die diere op die plaaswerf en monumentbesoeke beleef. Die Pioniersentrum het vanjaar ook tydens elke skoolvakansie vakansieprogramme vir ongeveer 300 kinders aangebied. 'n Kindertheaterstuk, Dirkie is Dapper, is ontwikkel en word by skole aangebied. Die Toekomsbou Museumtheater is uitgebrei met die toevoeging van die eerste ontsnapkamer in Afrikaans in die land. In 2025 het die Erfenis Stichting finansiering ter waarde van R445.000 vir projekte bekom, insluitend $20.000 vanuit die FSA vir die ontsluiting van die FAK-argief. Die ES het 132 voorwerpe, 48 argivale skenkings en versamelings wat uit 647 dokumente en foto's bestaan as kosbare skenkings ontvang. Die Erfenis Stichting het 2 aanlyn erfenisbewaringskursusse ontwikkel. Museum vir elke huis en versorg ons historiese begrafplase. Die kundigheid wat deur hierdie kursusse gedeel word, stel individue in staat om na hul eie erfenis om te sien. In 2025 is 2 Moerdijk gedenklesings aangebied. Jan Smits, die Afrikaner, deur Dr. Marius Ackerman en Afrikaner bywoners in die Klein Karoo, 1863 tot 1937, deur Dr. Okkert Stander. Die Liewe Voorwerpprojek is begin, 'n museumkundige digitaliseringsprojek waar historiese voorwerpe 3D geskandeer, uitgebeeld en aanlyn besigtig kan word. Daar is tans meer as 30.000 bronne in die Afrikaner Navorsingsbiblioteek wat bestaan uit boeke, tydskrifte, handsarts en pamflette versameling. Die ES huisves 98 argivale versamelings in die argief wat bestaan uit dokumentasie, briewe, foto's, plakkate, poskaarte en audiovisuele rekords. 'n Samewerkingsooreenkoms is met Akademia ten opsigte van die Navorsingsbiblioteek gesluit ingevolge waarvan die ES en Universiteit bronne en stelsels deel. Vanaf 8 Mei tot 9 Augustus het die FAK vir die eerste keer die FAK Skryf dit liedjie kompetisie aangebied. Altesaam 578 oorspronklike nuwe liedjies is ingeskryf en 6943 mense het aan die stemproses deelgeneem. Op sosiale media was daar 735.529 views en 39.805 interaksies in die eerste 3 maande. Altesaam 6 televisieonderhoude en verskeie radio-onderhoude is gedoen en 2 van die top 3 liedjies is reeds op stroomplatforms vrygestel. Die FAK se monumentale koorfees is vir die 3de keer aangebied met 12 kore van 780 sangers wat aan 2 konserte deelgeneem het. Bykans 1000 kaartjies is verkoop. Die FAK Expo is vanjaar anders aangebied. Die 2100 leerders wat in die top 5 van hul graad 9 tot 12 geëindig het 'n erkenningsknopie ontvang en 28 leerders het die eerste FAK Expo kreatiewe slypskool bygewoon. Op 23 Oktober het die Afrikaanse Hoërseunskool, oftewel Affies, en die FAK 'n merkwaardige publikasie onthul, 'n Grieks-Afrikaanse woordelys, saamgestel deur Antonis Mandritus, Hoogkommissaris van Cyprus vir Suider-Afrika, in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans, oftewel VIVA, en met redaksionele bydraes deur Dirk Taljaard, voormalige skakelbeampte van Affies. Die FAK was voorts betrokke by die Afriduetfees, AKV kunskompetisie met meer as 4000 inskrywings, Animato a cappella kompetisie en Conspiritu debatfinaal met 38 finaliste van reg oor Suid-Afrika. Die musiek- en voordragstuk Merkers is met groot sukses op 3 geleenthede aangebied. Die FAK Geskiedenis Olimpiade was oudergewoonte 'n sukses met graad 4 tot 12 leerders wat vir hierdie besonderse projek kon inskryf. In 2025 het die BCVO en Akademia formeel betrokke geraak by die projek.
Meer as 1000 leerders het aan die projek deelgeneem. Verskeie nuwe beelde is deur die beeldhouer Jaco van Niekerk geskep en vanjaar deur die FHK by die Kultuurtuiste onthul, insluitend die van kaptein Alexander Harvey Bigger, leer wat sy aan sy met die voortrekkers by Bloedrivier geveg het, as ook 'n beeld van Nico Tromp. Hy was van 2013 tot 2021 hoofbeskermheer van die voortrekkers. Protea Boekhuis se hoofkantoor en die voortrekkers is trotse nuwe huurders op die terrein. Die moderne Worry Mall is op 6 Junie bo die uitspan Delhi geopen. In 2025 was die Kultuurtuiste betrokke by die uitgee van 9 publikasies, naamlik Die Goeie Werker deur Dani Langer, Die Onvoltooide Gesprek volume 2 deur Dani Goosen, Encore deur Johan Pinaar, Uhuru, die Afrika-revolusie tussen 1945 en 1960 deur Dani Langer, Hof toe of Hoek toe deur Dani Langer, Natuurgids deur die Kultuurtuiste, Vryheid en Oorvloed deur Karel Boshoff, Winternag, versamelde toonsettings deur Jaco Meyer en Koert Grobelaar en Tapas vir die reis deur Eugene Kemp. Die Kultuurtuiste spog met 12 webtuistes, 80 nuusbriewe en nuusflitsse is vanjaar na 'n gesamentlike databasis van 34.000 adresse uitgestuur. 1630 unieke grafiese ontwerpe is gedoen en meer as 400 video's is vervaardig. Die Kultuurtuiste geniet wye media blootstelling ten spyte van die sluiting van 2 van die land se grootste dagblaaie aan die einde van 2024. Die gesamentlike mediawaarde beloop van Januarie tot Oktober nagenoeg 87 biljoen rand. Die bemarkingsspan bestuur altesaam 11 sosiale media blaaie. Altesaam 4000 plasings is vanjaar op sosiale media gemaak, 25% meer as in 2024. Die 3 vernaamste Facebook-blaaie, FHK, VTM en die ES, het gesamentlik met 19.106 volgelinge gegroei. Dit verteenwoordig 'n 50% toename teenoor 2024. Interaksies op sosiale media het met 74% toegeneem. Die totale sosiale media reikwyte vir 2025 beloop byna 9 miljoen unieke kykers. Die grootste elektrisiteitsprojek sedert 1949 is aangepak met die oprig van 'n omvattende sonkragstelsel en die herstel van elektriese infrastruktuur. Die stelsel sal die Kultuurtuiste se afhanklikheid van die kragnetwerk met ongeveer 80% verminder en ons groen voetspoor vergroot. Deel van ons omgewingsvriendelike en besparingsaanslag is 2 boorgate en 'n watersuiweringsstelsel wat ons munisipale waterverbruik met meer as 60% verminder en die terrein van besproeiings en skoon drinkwater voorsien. Die fasiliteite by skool op wiele is opgegradeer en het nou sitplek vir tot 150 mense en 'n veel groter kombuis. Die oorspronklike skoolgebouetjie wat die kerndeel van die restaurant vorm en plek vir 22 leerdlinge gehad het, is vanjaar boonop 100 jaar oud. Die toeristespyseneringsaanbod het die afgelope jaar met 45% gegroei. Hierdie groei weerspieël die toenemende belangstelling van toerisme en toeroperateurs in ons produkte, asook verbeterde sigbaarheid en gehalte van ons gasvryheidservaring. Altesaam 133 nisse is tot dusver vanjaar verkoop, teenoor 117 in 2024, 'n styging van 14%. Die Troostuin is uitgebrei met 85 nuwe nisse, waarvan 90% reeds uitverkoop is. Nog 300 nisse sal voor die einde van die jaar by die Troostuin gevoeg word. Die ruimte is beveilig met omheining en behoorlike beligting. Die tuine is die monument en natuurreservaat se trots. Danksy skenkings is 5 Eugene Maree en 5 Middelburg broodbome asook 40 Malva spesies in die trekroete tuin geplant. 4 personeellede het mediese opleiding van vlak 1 tot 3 ontvang. Inligtingsborde oor die geologie en Magaliesberg wêrelderfenisgebied is opgerig. 'n Rigtingwyserbord wys na belangrike Afrikaner monumente en terreine. Agter elke projek, elke glimlag by ontvangs, elke versorgde tuin en elke suksesvolle geleentheid staan mense. Toegewyde personeel wat met trots, loyaliteit en liefde vir erfenis werk. Hulle is die draers van die Kultuurtuiste se gees. Mense wat glo dat hul werk betekenis skep en dat hulle daagliks 'n verskil maak. By die Kultuurtuiste word werk nie bloot verrig nie, dit word geleef. Hierdie span bring geloof,
Dissipline en kreatiwiteit saam in 'n ruimte waar geskiedenis, kultuur en toekoms mekaar ontmoet. Daarom is ons grootste bate nie klip of kapitaal nie, maar mense wat met hul hande en harte bou aan iets wat sal hou vir nageslagte wat kom. Personeel se welstand geniet prioriteit deur die volgende aksies. Weeklikse Bybelstudiegroepe waar die boek Die Goeie Werker deur Dr. Dani Langer behandel word. Onbeperkte gratis springmielies by Uitspan Delhi, as ook 'n ontspanningsruimte met veerpyltjies en tafeltennis bo die deli. Maak ruimte vir asemskep. Die pragtige omgewing maak dit moontlik om in die buitelug vergaderings te hou of buite die kantoor in die vars lug op 'n stil plek te sit en werk. Nuwe personeel woon 'n woordveldtoer by. Hierdie toer bied 'n unieke manier om ander afdelings te leer ken en die geskiedenis en groter prentjie van die kultuurtuiste te verstaan. 'n Kwartaallikse geleentheid word gehou vir personeel wat in daardie kwartaal verjaar. Gereelde personeelfunksies, byvoorbeeld braaibroodjie kompetisie, word gehou om samesyn tussen die personeel te bevorder. 'n Maandelikse nuusbrief word aan personeel gestuur vir die oordra van belangrike inligting ten opsigte van beleide, strategie en kennisgewings oor nuwe aanstellings. Deurlopende opleiding en ontwikkeling vind plaas aan die hand van internasionaal erkende toetse en meetinstrumente ten einde personeel se sterkpunte te ontsluit en optimale aanwending van kapasiteit moontlik te maak. Jong personeel onder die ouderdom van 30 vorm deel van KLOP, Kultuurleierskap Ontwikkelingsprogram, wat gereeld byeenkom en onder meer insiggewende diskoerse voer, as ook geskiedenisopleiding ontvang. Die kultuurtuiste spog met 'n leesprogram wat personeel en bestuur aanmoedig om gesaghebende boeke te lees. Vanjaar was Fees van die Ongenooides deur PG Du Plessis verpligte leesstof. Personeel het vanjaar voorts erfenisverrykingsblootstelling gekry deur 'n toer na Betuli as ook die vryheidsreis langs verskeie groot trekbakens tot by Bloedrivier. Aan die einde van hierdie merkwaardige jaar staan ons met dankbaarheid stil by almal wat saam met ons bou aan hierdie erfenis. Elke kultuurvernoot, vriend en donateur het 'n onmiskenbare rol gespeel in die groei, glans en volharding van die kultuurtuiste. Julle vertroue en betrokkenheid maak elke projek moontlik, van die kleinste boek tot die grootste feesviering. In 'n tyd waarin soveel vervaag en vernietig word, kies julle om te bou, te bewaar en te glo dat ons geskiedenis die bousteen van ons toekoms bly. Hierdie jaar se prestasies behoort aan almal wat die kultuurtuiste in hulle harte dra. Dankie dat julle saam met ons glo dat die erfenis nie net onthou moet word nie, dit moet geleef